Goeiemôre julle, dit is vir my so lekker dat ek bietjie saam met julle kan kuier hierdie week. Ek is Megan. Ek weet daar's baie van julle wat nie my gesig herken nie, maar ek werk saam met oom Jori hierso in die Christchurch Village. En ek het iets baie lekker om met julle te deel hierdie week. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag weer in U se woord kan inklim. Liewe Here, ek wil bid asseblief dat U ons monde en ons oë en ons ore sal oopmaak, dat ons reg is vir dit wat U vir ons wil leer. Amen. Guys, so wie van julle kan onthou wat oom Jori die laaste rukkie met julle gepraat het? Onthou julle, ons het gepraat van Jesus se kruisiging, waar hy vir ons sondes gesterf het. En wie kan onthou, wat het 3 dae daarna gebeur? Ja, jy's reg, hy het opgestaan uit die dood uit. Maar toe daarna, wat het toe gebeur, kan julle onthou? Ons het gepraat oor sy hemelvaart. Ja, hy het toe opgevaar in die hemel, maar toe het oom Jori laas 'n bietjie met julle gesels en vir julle gesê, hy dink die disippels sou bietjie bang gewees het, toe hulle gesien het, daar gaan Jesus. Kan julle onthou wie Jesus gestuur het om vir hulle te kom help? Jy's reg, dit was die Heilige Gees. Onthou julle, hulle was almal bo in 'n kamer, toe kom die Heilige Gees af soos 'n vuurtong, en toe kry hulle almal die Heilige Gees, en 3000 mense het tot bekering gekom daai dag. Nou, vandag wil ek bietjie met julle verder gesels oor 'n ander persoon met die naam van Saulus. So nadat die Heilige Gees uitgestort is, toe het van die disippels geluister na die groot opdrag. Onthou julle wat dit was? Onthou julle, oom Jori het gesê, die groot opdrag is sodat ons sy woord, die Here se woord, kan deel tot in die uithoeke van die wêreld. So die disippels het geluister, maar dink julle, daar was so baie mense wat almal net vir Jesus aanvaar het as hulle Here en Redder? Nee, daar was nie. En Saulus was een van die mense wat baie kwaad was daaroor. En Saulus was 'n Jood. Hy was 'n baie goeie Jood. En hy het gedink, hierdie Jesus wat almal van praat, dis nie die regte Here nie. So hy het al die Christene vervolg, hulle in hegtenis geneem en hulle gedreig met die dood. Daai is nie lekker nie. En toe, hoor wat het Jesus toe gedoen. In Handelinge 9 lees ons bietjie oor hoe hy tot bekering gekom het. So, hy was baie kwaad gewees en hy het al die Christene vervolg. Toe eendag, toe het hy deur Damaskus geloop. En daar het die Here aan hom verskyn uit die hemel uit met so 'n verskriklike lig. Maar raai wat het toe gebeur? Toe het hy op sy knieë gegaan en hy het 'n stem gehoor wat vir hom gesê het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis in vers 3. Toe antwoord hy, wie is u, Here? En hy sê toe, ek is Jesus. So hy het toe vir Jesus ontmoet. Maar toe hy nou bietjie met Jesus gesels het, Jesus het toe vir hom gesê, jy moenie my vervolg nie, want ek is die Here. En toe hy sy oë daarna wil oopmaak, toe sy blind, toe kan hy niks sien nie. Ek dink hy sou bang gewees het. Maar raai wat? Jesus het toe vir hom gesê, gaan na Damaskus toe, daar's iemand daar wat jou hande sal oplê en jou blindheid sal genees. Saulus het toe soontoe gegaan, en een van die disippels daar het sy hande op hom gelê en hy was genees. Sy oë het oopgegaan, hy kon weer sien en toe het hy daar besluit, hy wil sy lewe vir Jesus gee. Hy was toe gedoop en hy was gedoop met die Heilige Gees. Nou, hy was een van die disippels wat 13 boeke in die Nuwe Testament geskryf het. Dis hoe baie die Jesus sy hart kom verander het. Nou, ek wil vir julle bietjie kom lees
Kom ons lees Romeine 1 vers 16. Daar staan: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. So, kom ons lees saam. Saulus het toe sy naam verander, of Jesus het sy naam toe verander van Saulus na Paulus. En hy het hier in Romeine, toe skryf hy die volgende. In Romeine 1 vers 16 lees ons: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag wat God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. So wat hy bedoel is, dis nie net bedoel vir die mense wat hom ken nie, maar vir almal wat hom ken. So ek wil vandag vir julle sê, as jy dalk bietjie skaam is oor hoe jy lyk, oor wat jy doen, dalk is jy bietjie skaam om die woord van die Here te deel. As Jesus iemand soos hierdie kan gebruik, iemand wat glad nie gehou het van Christene nie, en hy het hom gebruik om 13 boeke, en weet jy wat, hy het nog kerke ook geplant. As hy iemand soos dit kan gebruik, dan kan hy jou verseker gebruik. Kom ons sluit gou ons oë. Liewe Jesus, dankie dat ons nie hoef om skaam te wees oor hoe ons lyk, of oor wat ons verlede is nie. Dankie dat U ons gebruik net soos wat ons is. En dankie dat U ons liefhet net soos wat ons is. Amen. Dit was so lekker dat ek bietjie saam met julle kon kuier. Ons sien baie uit om julle volgende week weer hier in ons Kruiskies Village te sien. Lief vir julle.